Vandag bespreek ons iets interessants. Jy al agtergekom dat jy party dae net kry waar amper niks wil reggaan nie. Waar jy dink jy het jou regte ankerpunt, jy toets, jy maak seker ja, ek het my ankerpunt is op die regte plek. Jy kyk na jou release, ja, jou release is reg. Ja, ek hou my ketty regop. Ja, ek hou nie tilt nie my ketty na die kant toe of daai kant toe nie. Maar tog is die skote all over of baie kere mis julle almal na meer hoofsaaklik na die regterkant of partykeer mis julle meer na die linkerkant. Partykeer selfs hoog, partykeer selfs laag. En partykeer is dit 'n spread van allerlei goeders. Terwyl jy eintlik dink jy doen alles reg of jy toets jouself en jy doen eintlik alles reg. Nou wat sal dit veroorsaak? En dis wat gisteraand met my gebeur het. Ek het gisteraand lekker saam met die manne by die klap gaan skiet en ons het baie skerp ligte wat direk bo ons skyn. So jou gesig is half nie so skerp belig nie, maar jou hand voor jou en jou ketty word baie skerp belig. Nou afhangende van watter kant toe jy staan, kom die lig van die een kant af of van die ander kant af. En ek het lekker sleg geskiet en ek het besef dis iets met die ligte te doen en dit iets te doen met hoe ek my ketty oplaai na die teiken toe. Maar soos wat ek nou probeer regmaak, wat ek dink fout is, maak ek dit erger. Raak my release al hoe meer inconsistent en het daar allerlei goed ingekruip waarvan ek nie gehou het nie. En ek het die hele tyd vir myself gesê, maar ek wil dit uitsorteer, want kyk nou hier, soos die son baie skerp na my toe. As ek in die son in gaan mik, of net met 'n klein angle weg van die son af, gaan die lig op my ketty op 'n sekere angle val. Nee, kyk al. En dit verander tog 'n paar goeie. As ek in die skaduwee staan en ek skiet in die son in, en dit weer iets verander. As ek in die huis staan en is vroeg in die dag of middel van die dag en die ligkondisies daar anders te wees, as ek skerp ligte in die huis aansit, gaan dit ook verander. So ek beter myself uitsorteer en ek beter 'n plan kry om in verskillende ligkondisies, die son kom nou van daai kant af, maar ek kan omdraai en ek kan daai rigting skiet, dan gaan die son weer op 'n ander angle op my ketty val. Of ek is in 'n gebou waar daar baie skerp ligte is en die ligte is reg bo my en dit het 'n effek. Of die volgende gedeelte van die video gaan hopelik vir ons almal die tools gee om dit aan te spreek. Want ek het toe vanoggend gegaan en ek het dit gaan uitfigure en ek was baie verras om te sien dat daar actually 'n antwoord daarvoor is. Ons teiken is gereed, ons het 2 kolle. Ons gaan die linkerkantste kol gebruik vir die links-regs demonstrasie en die regterkantste kol gaan ek gebruik vir die hoog en jou hoogteprobleme. So, wat ek toe nou vanoggend uitgeklaar het is die volgende. Die posisie van jou kop, wanneer jy alles reg doen, opgelaai het en alles reg doen, bepaal alles. So as ek my ketty span en ek anker en ek is op my perfekte anker, ek het my perfekte styl, my tee is reg en ek mik fyn en ek het my rekke mooi reguit na die teiken toe en ek het my ketty is nie so getild of vorentoe en agtertoe nie. Kan ek selfs dan nog 'n klein foutjie maak met hoe ek my kop hou. En dis hoekom 'n mens party daar opstaan en alles wat jy geleer het reg doen, maar jy skiet mis. Want 'n klein verskilletjie in hoe jy jou kop hou, kan 'n dramatiese verskil veroorsaak. Goed. En jy kan lekker konstant vir weke lank skiet en dan kom jy in ander ligkondisies en dan gaan jou kop anderster wil hou om 'n sekere side picture te sien, maar dis eintlik die verkeerde prentjie. So die feit dat jou kop dan anderster bietjie hou, gaan maak dat jy misskiet. Goed. As ek my kop, ek het nou klaar geanker en ek kyk na die teiken toe. Ek kan my kop per ongeluk net 'n bietjie meer, 2-3 grade, 2 grade, 'n millimeter of wat, oorskuif na die regterkant toe. Of ek kan my kop oorskuif na die linkerkant toe. As jy, ek hou die ketty met my linkerhand vas. Op die video lyk dit asof ek dit met my regterhand vashou, maar dit is eintlik 'n spieelbeeld hierdie. So as jy 'n ketty in jou regterhand vashou of in enige hand vashou, gaan dit net
mooi anders te omwerk as wat ek nou verduidelik het. Maar of jy jou kop na die linkerkant of na die regterkant klein bietjie tilt, gaan 'n verskil hê. En ander ligkondisies gaan maak dat jy dit wat jy gewoonlik sien hoe jou rekke moet lyk, gaan vir jou anderster lyk in die ander ligkondisies. Gevolglik gaan jou kop bietjie meer tilt en bietjie verander om daai selfde tipe prentjie te probeer sien. En is dit daar waar jy links en regs foute gemaak. Kom ek demonstreer nou vir julle dit. Ek gaan staan en dan gaan ek doelbewus my kop 'n bietjie, klein bietjie van waar ek dink dit moet wees, gaan ek hom net 'n bietjie links tilt. Ek gaan nog steeds my rekke reg oplyn en ek gaan nog steeds my side mooi oplyn, ek gaan nog steeds 'n goeie release doen, maar dan kyk ons, as ek 5 skote so skiet, my kop 'n bietjie na die linkerkant toe, waar eindig hulle? Daai het ek nou hoog gepunch. Kyk hoe hierdie rek nou gedraai. So hier is ons nou by die teiken. Ek het my kop 'n klein bietjie te veel links gehou. Nie baie soos wat ek nou op die kamera maak nie, maar ek sal dit nou vir julle wys met die ketty self, hoe dit lyk. Hier het ek hom nou 'n bietjie 'n rapsie te veel na die linkerkant toe gehou. Daai boonste skoot was my eerste skoot wat ek so half gepunch het, want my kop se posisie was 'n bietjie vreemd. Ek het nog so 'n hoë skoot geskiet, maar daai 3 skote was groeperingsskote en kyk waar sit hulle. Al 3 'n duim tot 'n duim en 'n half links van die kop. Ons gaan nou die situasie doen waar ek my kop net 'n bietjie per ongeluk te veel oortilt na die regterkant. En dat dit vir my nog steeds gaan lyk asof ek my rekke reg oplyn, gaan presies reg anker, gaan goeie release probeer kry, ketty mooi vashou en dan kyk ons waar sit daai skote. Goed, en daar het ons dit nou. Daar's 3 skote deur daai selfe gat basies. Daar's 1, 2, daar's 2 daardeur uit so geskeur. So dit lyk soos een gat van agter af. Maar daar's 3 skote, 4, 5. So dis so net so rondom my duim. 5 skoot groepering. Dis as ek my kop links tilt, dis as my kop 'n klein bietjie reg tilt. Maar dit lyk amper asof ek nog steeds reguit mik. So, nou gaan ons bietjie die hoog en die laag ook gaan doen.